Hey, welkom by SA Gemeente, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Dis so goed om jou vandag hierso te hê. Of jy nou vir die eerste keer inloer of al lank deel is van ons familie. Jy is op die regte plek. As jy nuut is, ons wil jou graag leer ken. Stuur vir ons 'n vinnige e-pos en ons help jou om in te skakel by alles wat aangaan, van gesinsbyeenkomste tot kampusse reg oor die Verenigde Koninkryk. Daar's regtig iets vir jou en jou mense, maak nie saak waar jy bly of wie jy is nie. As jy SA Gemeente as jou geestelike tuiste sien, oorweeg dit om finansiëel saam te bou aan hierdie beweging. Dis maklik. Besoek net die webwerf hierso onder aan jou skerm en gaan na dankoffer. Jou bydrae help ons om lewens te raak, gemeenskap te bou en mense reg oor die wêreld te inspireer om Jesus te volg. Aan almal wat reeds saamgee, baie dankie. Jy's deel van iets groter, 'n netwerk van hoop, geloof en lewe. En nou, maak jou hart oop, want hier kom vandag se boodskap. Goeiedag. Ek praat vandag met jou oor die tema die geskenk van Kersfees. Maar kom ons raak eers 'n oomblik stil en dan bid ek vir ons. Hemelse Vader, ons kom na U toe deur die naam van U Seun Jesus Christus. Here, ons nooi U hier in ons midde en ons bid dat U die woord van God vandag sal seën. Dankie Here vir U woord wat nooit leeg sal terugkeer nie, maar sal doen wat dit gestuur is om te doen, Here, en dat U woord die salwing dra om die jukke te breek. Ek wil bid, Here, dat U vandag sal hoop herstel in mense se lewens en deur die kosbare woord in elke hart sal praat. Dankie, Here. Amen. Ek het eendag 'n grappie gehoor van die dominee wat op Kersoggend in die tuin van die kerk geloop het. En toe ontsteld was toe hy sien dat Baba Jesus weg is uit die tuin waar hulle 'n pragtige toneel geskep het van Jesus se geboorte. Die krippie was leeg. Waar sou Jesus wees? Die dominee was kwaad. Hoe kon iemand Jesus steel op so 'n belangrike dag? Op Kersdag preek die dominee toe 'n pragtige Kersboodskap, maar hy maak seker dat hy ook iets inbring van die Baba Jesus wat gesteel is. Hy het ferm gepreek teen diewe en hoe onaanvaarbaar dit is om Jesus te steel. Na die preek kom Jannie na dominee met trane in sy oë en erken dat hy Jesus gesteel het. Hy verduidelik dat hy gebid het vir Jesus vir 'n rooi waantjie vir Kersfees en hy het Jesus beloof dat as hy die waantjie kry, sal hy Jesus die eerste rit gee met die waantjie. Hy sê toe hy baie jammer, want hy het die waantjie toe gekry en hy het Jesus toe opgelaai en hom die eerste rit gegee. Ai, die onskuld van 'n kind. Kersfees is so lekker tyd. Kersliggies, kersbome, tyd van rus en samesyn saam met vriende en familie. Lekker kos en natuurlik geskenke. Nou AI sê dat die mees gesogste kindergeskenke tydens Kersfees deur die tye Barbie was, Lego, Hot Wheels, Rubik's Cubes, Cabbage Patch Kids en natuurlik vandag Xbox. Wat 'n geskenk verwag jy vir Kersfees? Daar's natuurlik ook die verskillende tradisies tydens Kersfees. Maar Kersfees gaan oor meer as geskenke, kos, tradisies. Dit gaan oor die geboorte van Jesus. Dit gaan oor God wat na ons kom in ons alledaagse lewens en vir ons is sekerlik die grootste geskenk van ons lewens ooit gee met die woorde: moenie bang wees nie, ek bring vir jou goeie nuus. Ek praat vandag met jou oor daardie groot geskenk wat ons vier op Kersfees. Jesus Christus en sy geboorte. Ek wil dit doen aan die hand van Lukas 2 en Matteus 2. Ek wil ook so 'n paar temas uitlig in hierdie hoofstukke. Nou die eerste tema waarby ek vandag wil stil staan, is die ster van Lukas 2, wat die plek aangewys het vir die wyse manne vanuit die ooste, die plek waar Jesus gebore is. Maar daardie ster skyn vandag nog helder. Jesus is die blinkmôre ster, die ster wat op die donkerste tyd van die nag, net voor dagbreek, die helderste skyn. Die ster kondig vandag 'n nuwe dagbreek vir jou ook aan. Psalm 36 vers 10 sê, in U lig sien ons die lig. Sy lig wys vir ons die lig aan. Weens Kersfees hoef jy nie meer in die donkerte te loop nie. Ek kan nie help om te dink aan die ster wat die Jode in die Tweede Wêreldoorlog ook moes dra op hulle lapelle nie. Dit was 'n plakker wat hulle moes dra wat hulle verdoem het. Jesus het ook 'n plakker gedra bo op die kruis, bo sy kop. Hy dra vandag die plakker vir jou ook, vir jou wat verdoem of verwerp voel. Ons lees ook verder van hoe God kies om die goeie nuus van Jesus te verkondig
Nie aan die burgemeester van Bethlehem nie, of aan die Bethlehem Gazette koerant nie. Nee, hy maak dit bekend aan gewone mense. Mense, miskien selfs onbelangrike, minderwaardige mense, soos die herders. Dis die tweede tema waarby ek vandag wil stil staan. Hoekom kies Jesus die herders? Hulle het nie iets gedoen om dit te verdien nie. Hulle was nie iemand belangriks nie. Inteendeel, as jy Jesus in die Nuwe Testament gesoek het, was hy altyd by weggegooides, uitgeworpenes. Ek dink aan Saggeus, die verlamde man, Maria wat oorspel gepleeg het, Petrus, die visserman wat hom verloon het, en die donkie. Julle sal onthou hoe Jesus sy disippels gevra het om die donkie los te gaan maak, en hoe hy toe triomflik die poorte van Jerusalem ingery het op die rug van die donkie. Ek kan nie help om te dink aan hoe daardie donkie dalk daagliks vasgemaak gestaan het voor die huis van sy eienaar nie. Hy het dalk die ander mooi sterk perde, Arabiese perde van die Romeinse soldate elke dag gesien en gewens dat hy ook so sterk en mooi kan wees soos hulle. En sulke belangrike mense kan rondry. Maar God het hom raak gesien. Hy het daar gestaan en hom losgemaak en die belangrikste persoon van alle tye ry toe op sy rug. God sien jou ook raak en wil jou ook losmaak vir iets groots. Kersfees is die tyd wat ons vier dat Jesus aarde toe gekom het vir gewone mense soos ons, om ons los te kom maak. Ons lees ook verder hoe Jesus gebore word in 'n ou vuil stal. Daar was nie 'n plek vir Jesus in die herberg of die Hilton nie. Hy het gekom om vandag ook plek vir jou te maak. Hy het gekom vir jou. Jy's waardig genoeg. Al voel jy nie goed genoeg nie. Die laaste tema waarby ek wil vandag stil staan is die boodskap van die engele vir die herders. Toe hulle gesê het, moenie bang wees nie, ek bring vir jou goeie nuus. Die woorde spreek as dit ware daarvan dat Jesus vandag ook vir jou sê, ek sien jou raak, jy's waardig genoeg vir my, ek is by jou, en sal jou nooit alleen los nie. Jy kwalifiseer vir God se guns vandag. Psalm 34 sê dat hy naby die wat gebroken is van hart is. Nou, dis goeie nuus. Dis nie fake nuus wat ons vandag hoor nie, maar die tipiese nuus wat ons bly maak met die wete dat Kersfees sal ons nooit meer alleen hoef te wees nie. Op Kersfees het die herders hulle liefde en aanbidding gebring. Hulle was arm, hulle het nie geld of geskenke gehad nie. Die wyse manne uit die ooste het goud en wierook en mirre gebring. Ons sien God bring Jesus vir jou as 'n geskenk. Die geskenk van verlossing, vergifnis, vrede en versoening. Miskien voel jy dalk op moedverlore vlakte en asof Kersfees nie 'n goeie tyd vir jou is nie. Hou vas aan die goeie nuus van Kersfees vandag. Ek sluit af met die storie van die 3 bome. Die een boom het gedroom dat iemand eendag sy hout sal gebruik om 'n kus te maak wat waardevolle skatte sal dra. Toe word hy afgekap en hy word 'n voerbak in 'n stal, die beetjie van Jesus. Die tweede boom droom toe om 'n magtige boom te word wat belangrike koninklikes vervoer. Hy word afgekap toe en hy word 'n visserboot. Die bootjie wat Jesus gedra het op die see van Galilea, toe hy die storm stil gemaak het. Hy dra toe as dit ware die koning van alle konings. Die derde boom wou uitreik bo al die ander bome, op 'n heuweltop en wou hê die mense moet hom opkyk na hom en dink aan God. Toe word hy 'n stuk houtbalk, vergete in 'n skuur, wat toe later gebruik word vir die kruis waaraan Jesus gehang word. Wanneer dinge moeilik gaan, hou moed. Die goeie nuus en Kersboodskap van 2000 jaar gelede is steeds so kragtig as destyds, as vandag. Jesus sê vir jou vandag, moenie bang wees nie. Ek is steeds die môrester. Ek kondig vandag vir jou steeds 'n nuwe dagbreek aan. Jy vir jou in hierdie tyd, wanneer jy omring word deur donkerte, vertrou, moenie vergeet nie. Ek het vir jou gekom wat veragtend voel en nie goed genoeg voel nie. Hou moed, ek het nie opgegee op jou nie. My plan vir jou is groter as wat jy dink. Ek het vandag my gesprek met jou begin oor die geskenke wat mense vir mekaar gee. En later het ek ook gekyk na die geskenke wat God vir jou gee, naamlik Jesus. Ek wil eindig met, wat bring jy as geskenk? Gaan kyk bietjie in die spieël. Wat sien jy? Dis die geskenk wat Jesus soek van jou af vir Kersfees. Hy soek vir jou. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir Jesus wat U vir ons gestuur het. Die grootste geskenk van Kersfees. Here, dankie dat U dit vir ons moontlik gemaak het om vereenselwig te kan word met God. Dat U ons kom herenig het met God deur die versoeningsoffer aan die kruis wat U vir ons gebring het, Jesus. En dit sou nie moontlik gewees het as U in die aarde toe gekom het en gebore geword het in 'n ou vuil stal nie, Here. Dankie, Here, dat U mense soos ons insluit vandag in hierdie wonderlike Kersboodskap en vir ons 'n nuwe dagbreek aankondig. Daar's hoop omdat U vir ons gebore is. Dankie, Here. Amen.
Die Here seën julle en geniet julle Kersfees. Totsiens.